Al die kinders en die wat nog voel soos kinders as jy wil, kan hier voorkom sit. As jy nie wil nie, hoef jy nie, maar dan kan jy nie iets kry. Dan laat jy maar my voorkom sit. Yes, wat jy maak. Okay. Praat van op die sit dat hy so opkom. Sê. Nou, goed, julle, ek kan nog 'n bietjie kyk. Wat is ek daar? Ek sien. Sê my ou seun, jy het mos 'n motorfiets nie. As jy 'n motorfiets ry, draai jy nie kant. Het jy spesiale skoene vir wat hy doen? Reg, hoe lyk dit? Lammers, fiets, stewels, boots, my master. En as jy nou die veld stap, jy moet hierdie skoene stap. Wat is skoene hier? Boerskoene. Ja. Like, man. En as jy nog van tennis speel, jy vrou of netbal speel, is dit nie skoene nie. Wat trek jy nou? Tekkies. Okay. So, ons het skoene vir verskillende geleenthede, né? Ons dra nie almal altyd net dieselfde skoene. So, ek het nou my DKW skoene. Weet julle waar staan DKW? Danskerk en werk. Okay, dis danskerk en werk. So, wanneer ek kan sokkie, dan dra ek hierdie nette vellies, ek dra hulle kerk toe en ek dra hulle weg. Hulle is lekker vir alles, maar ek het ook 'n paar ander skoene saamgebring, want daar's 'n paar ander goed wat 'n mens ook doen. Kyk, kom ons begin hier. Hierdie ouens het ek nou gaan afstof. Want kyk, die ander raak bietjie koeler, hè? En 'n ou wil nie koue voete in die bed. So dan raak my pantoffels. Nee, maar kan ek hulle werk toe? Gaan julle vir my lag as ek hulle dra wanneer ek hier in die kerk staan? Verseker kan julle vir my lag, nee? Ja, maar en hulle is belangrik, al kan ek hulle nou nie kerk toe dra. Hulle is belangrik. Want hulle te doen, hulle hou my voete warm wanneer dit koud raak. En dit aan die Lisa die man is ek met koue voete in die bed. Ons kyk wat is nou. Hierdie ouens draag baie, ek hou baie van hier. Weet jy wat is dit? Tekkies man, jy nou, maar as jy sommer sulke tekkies nie, jy sê hierdie ouens is so raak of glad. Want dis tennis tekkies. Kijk so, ek dra hulle wanneer ek tennis speel. Kan ek hulle dra wanneer ek koue voete het in die aand? Nee, dan dra ek my pantoffels, nee. En kan ek hulle dra as ek nou na ete toe gaan? En ek het 'n pak klere aan? Ok. Nee, julle is baie slim. Julle slim kinders, hoor. Raar. Ok. So, ons het allerlei skoene. Hier is nou ander spesiaal. Hulle lyk soos tekkies, maar hou goed vas dan. Dit is bietjie swaar. Want hy het staalpunte. So, as iemand op my toon trap op hierdie tekkie, op hierdie skoen gaan dit niks doen. Mens noem dit veiligheidsskoene. So as ek nou na perseel toe gaan, of soos ons in Afrikaans sê, na 'n site toe gaan, waar ons besig is om te werk, en daar's bouery aan die gang, en die ouens werk met eisters, dan dra ek hierdie skoene. Want as iets nou val, sê nou maar 'n ou werk waar hy laat val 'n baksteen en hy laat val hom op my voet. Dan voel ek niks. Dan voel ek gesien. Klip. Ek staalpunte. Kyk. So, as ek nou met my DKW skoene loop en 'n baksteen val op my toon, wat gaan gebeur? Dan moet ek hospitaal gaan. Want my toon is af. Maar as ek hierdie skoene dra,
dan is my tone fyn. Hulle is loop. Kijk, en hier is my kunste. Ek sien julle hou op hierdie. Ok, so as 'n baksteen op my toon val met hierdie groot moeilikheid. Kijk, maar dat is lekker gemakkelijk. Omdat het warm is, je voeten krijgen warm, dat draai je heel. Ik wil nog een voetje houden. Alles doen. Warm doen. Goed, hier gebruik ik baie. Jullie kan wel zien dat ik gebruik hulle baie. Dat is niet eraf. Kijk. Maar dit is een beetje stof op, want dat is al kost. Hier is die ouens wat ek gesoek het. Kyk nou net hier. Hierdie is nou spesiale, as jy nou na 'n grand kyk, met 'n pak klere, wat draai jy hierdie skoen. Kyk hierdie sterk punte. Hulle is nie altyd so gemaak. Dis ook teen die einde van die dag as jy hierdie skoene gedra het, voel jou tone so sardientjies, hulle is so op. Maar dis belangrik dat jy hulle dra, dat ander mense sien, want jy het eintlik 'n mooi skoen. Dan gaan hulle dink jy is baie belangrik. So die laaste ruk het ek baie oor skoene gepraat. En daar's 'n paar stories in die Bybel wat gaan oor skoene. Die eerste een was Moses en ek wil julle onthou. Okay, van julle was baie lank in die kerk, van julle was nie in die kerk waar ek. So die storie van Moses en skoene, Gideon, is so lekker as om julle sê Gideon is, dan sê Gideon, kyk altyd. Maar die een is nou oom Gideon, die ander is nie. Die dag toe Moses die Here in die brandende bos ontmoet, so Moses het gaan stap in die veld, en toe sien hy, hier is 'n bos aan die brand. Wat gebeur as 'n bos brand op jou plaas? Gaan hy doodgaan? Ek hoop dat daar tyd gaan dood. Jy kan jou pa geroep en sê, pa, hier brand nou in. Ons kan nie laat die plaas van die brand staan nie. So Moses skrik homself buite Weste. Hy skrik voel groot en hy sê, koek, al my veld gaan afbrand. En toe hoor hy die Here praat met hom. Die Here sê vir Moses, trek uit jou skoene. Hoekom? Want jy sien, Moses het skoene aangehad wat reg was vir werklik. Dit was om te gaan boer. En hy sê, boerskoene aangehad, juffrou, want hy die skaap op. Maar die Here sê vir Moses, trek uit jou skoene. Want so baie keer as jy skoene aantrek, is jy beperk tot dit wat jy aan het. Hoor julle nou? Jy is beperk tot dit wat jy aan het. Ek kan nou regtig nie gaan tegenspeel met my DKB skoene. Want dan gaan ek beperk wees. Ek gaan pak kry op die tennisbaan. Ek kan nie hierdie ouens gaan aantrek as ek wil gaan saam motorbike ry nie. Ek moet my steewels aantrek. En as die baksteen op hierdie skoene val, gaan my voete seer kry. So die Here sê vir Moses, jy het 'n paar skoene aan. Jy kom al 'n pad geloop met hierdie skoene van jou. En die Here sê vir Moses, trek uit jou skoene. Want wat verteenwoordig my skoene? My skoene verteenwoordig die pad wat ek geloop het. Wie ek is. Al my ervarings. Wie ek glo ek is. Die Here sê vir Moses, sê, saam met my wil stap, moet jy jou verlede agter jou sit. Jy moet die toekoms in my hande sit, en jy moet nou hier wees. Jy kan nie nou met al jou baggage van gister hier voor my kom staan en dink ons gaan die pad saam kan loop. Jy moet jou skoene uit. Ek wil vir jou ander skoene uit. Die uitdaging vir jou en my is, in ons verhoudings, en ook in ons verhouding met die Here. Elke oggend moet jy jou skoene uittrek, as jy voor die Here gaan staan. Elke dag. Elke liewe dag in jou verhouding, André, dat elke jy jou skoene uittrek. Hoekom is dit so belangrik om jou skoene uit te trek? Want in 'n verhouding begin daar ons 'n dinamika ontwikkel, né, tussen ons.
Okay. Daar ontwikkel 'n dinamika tussen ons in ons verhouding. Christo glo Elisabeth is so, in die oggend as jy opstaan, jy het nou langs jou taal terug. 42 jaar, baie geluk. 42 jaar, so oor 42 jaar bou daar ons nou 'n dinamika. Jy weet presies hoe sy gaan reageer, Christo. Jy weet presies hoe hy gaan reageer. Jy ken nog al die tekens en al die goeders. Daar's dingetjies wat aan moet. Want jy weet nog nie hoe sy gaan reageer. So dit bly 'n misterie vir jou. Dis hoekom elke dag so wonderlik is, nee ander jaar. Jy weet nooit wat jy gaan kry. Dis soos 'n lucky pack. Yes. Elke oggend wanneer ons opstaan, moet ons skoene uit. En vir mekaar sê, luister, ons is nou al 42 jaar saam, maar weet jy wat, vandag sit ek alles wat agter my is, alles in die verlede sit ek agter my. Ek wil weer met nuwe oë na jou kyk. Ek wil jou weer ontdek. Want daar is soveel van mekaar wat ons mis, omdat ons goeders uit die verlede uitsaambring. En in jou verhouding met die Here is dit presies dieselfde. So baie keer begin ons dink, maar ek ken die Here. Kyk, ek het nou al boeke gelees, ek het die Bybel van 8 gelees, en ek het al ander ouens se stories gelees, en ek het my eie ervaring van die Here. So die Here is dit, en ons sit die Here in 'n boksie. En ons sê, dis wie hy is. En ek sit hom daar op my mantelpiece neer. En ek sê, daar's my God. Dis wie hy is. Ek weet presies wat om te doen om hom weg te hou. En ek weet presies hoe om hom so armslengte te hou, sodat ek daarom met my lewe kan aangaan en hy bodder my nie te veel nie. Ja, ons mis soveel uit. As ons die Here in 'n boksie sit, en ons sê, dis wie hy is. So ons tema tot nou toe was, wees stil en weet ek is die Here. En dis om te sê, Here, U is baie meer as daai God en ek in 'n boksie gesit. U is soveel groter, soveel meer. Alles wat ek gedink het, ek weet van U, wil ek vandag vergeet. Ek kom trek nuwe skoene aan. Want ek weet, U bring iets nuuts elke dag. Elke dag bring U iets nuuts. En toe sê die Here vir Joshua, Joshua, jy moet nou jou skoene aantrek. En Joshua 1:3 sê hy vir hom, Joshua, elke plek waar jou voetsool op sal raak, het ek reeds vir jou gegee. So die Here elke dag, ek weet nie wat lê vandag vir my voor nie. Ek weet nie, gaan ek vandag op 'n site wees, ek praat dan nie van letterlik nie, maar ek praat van dinge wat vir my pad. Het ek vandag my veiligheidsskoene nodig? Kan ek maar vandag my plakkies dra? Kan dit nodig wees dat ek vandag 'n ratsie vandag sou doen, my tekkies aantrek? Kan ek maar my DKB skoene aantrek? Wat moet ek vandag doen? Want soveel keer voel dit in die lewe vir my, ek het my tekkies aan vandag, maar dis nie wat vandag nodig is nie. Ek het vandag iets nodig met staalpunte. Of ek het vandag my pantoffels nodig, want dit is koud. En daarom het ons tyd vir die Here nodig. Want die Here sê vir Joshua, elke plek waar jou voetsool sal raak, het ek reeds vir jou gegee. In Efesiërs 6 is daar wapenrusting net. Want hy sê ons moet staande bly. As jy wil staande bly, weet jy dat deel van die wapenrusting is skoene. Kyk, ons fokus baie op die gordel van waarheid en die swaard van die woord en want is net goeders man. En die borsarmas van vryspraak en die helm van verlossing. Maar die skoene van gereedheid. Kyk, die nuwe Afrikaanse vertaling praat van die skoene van bereid. Nee, asseblief. Dis die skoene van gereedheid om die dag in te gaan
en te gaan doen waarvoor die Here jou geroep het. Maar as jy nie by die Here uitkom en sê, Here, watter skoene het ek vandag nodig? Dan gaan jy dalk met pantoffels in 'n boardroom moet gaan sit, waar jy eintlik jou blink puntskoene moet aan. Jy gaan heeltemal uitvoel. Jy gaan voel ek is nie toegerus nie. Ek weet nie lekker hoe moet ek hierdie ding benader. Ek voel heeltemal uitmoedig. Ek het nie wat nodig is om dit wat nou op my pad kom. En dit deel. En dan voel die lewe vir my, ek voel die hele tyd, ek is nie 'n trappie uit, ek weet nie. Vandag het ek my tennistekkies aanmaak. Ek moet eintlik in 'n wedloop wees en tekkies is nie gemaak daarvoor. Dit voel die hele tyd of ek in pas is met wat om my gebeur. Dit voel die hele tyd vir my ek is nie toegerus. Voel die hele tyd vir my dinge gebeur net en ek weet nie wat nie. Ek voel heeltemal uit my nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, trek uit jou skoen. Trek uit jou skoen. Kom staan weer voor die Here en sê, Here, ek wil weer oor U begin leer. Ek wil weer opgewonde raak oor wie U is. Kom ons los nou al die ervarings wat ek met die Here gehad. Alles wat ek van die Here geleer het, los ek agter my. En ek sê, Here, vandag staan ek hier. En ek is eerstens uit my hart uit dankbaar vir hierdie nuwe dag. Ek is dankbaar dat ek hier kan wees. En ek is dankbaar dat U hier by my is. En dis te moeilik. Dis sê, Here, dankie dat U is hier by my. Here, help my vandag. Rus my toe, sodat ek dit wat vandag op my pad kom kan hanteer. En wanneer daai Goliat voor jou kom staan, net sien op uit hierdie pad. Kyk, as Zak, dan Frans het vir my gesê, ek onthou baie, ek kan name baie onthou, wat sal nou Zak se naam. So as ek en Zak in die boks geveg en betrokke raak, in 'n stoei geveg, haal ek jou geld. Wat kan jy nie sê? Maar dis nie daar teen Goliat gelyk. Hierdie is 'n onmoontlike saak. En so baie keer voel ons so. Ek is in 'n plek waar heeltemal voel ek is uit my diepte totaal. Maar wat het Zak toe vir Goliat gesê? Goliat, wat doen? Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Ek is nie bang nie. Almal het gesê, hy is so groot, ons kan hom nie wen. Hoe Zak gesê, hy is so groot, ek kan hom nie mis. So, hy het 'n ander perspektief gehad, omdat hy die pad saam met die Here gestap. Toe die leeu en die beere en die jakkals en die rooi kat en al daai goeders met hom het hy aangevang. Hy het ervarings opgebou van die Here se hoe die Here hom verhoog het en dit voorkom. En net so, elke liewe dag hoef ek nie bang te wees vir hoe groot die reus is, of hoe groot die berg is, of hoe diep die vallei is. Dit het niks met niks te doen. Dit gaan oor hoe groot jy glo jou God is. En jy kan dit net glo as jy tyd vir hom spandeer. En jy weet, hy is die Here. Dan sê die kan sit. So vandag sê ek vir jou, trek uit jou skoene. Vandag is 'n nuwe begin. Raak. Dis hoekom dit 'n gevaar is. In Engels praat ons van pres. Want dit is 'n gevaar. Vandag is 'n gevaar. Jy kan vandag oorbegin. Nuut begin. En jy kan weer opgewonde raak oor die lewe. Maak nie saak hoe groot die Goliat is, of die berg of die vallei. Maak nie saak. Want hy is saam met jou. Hy stap hierdie pad saam. En ek het al hoeveel keer gesê,
een van die beste en die mooiste, wat is 'n eulogy, huldeblyk aan iemand se lewe was Henog. Want die huldeblyk aan Henog se lewe was, hy het saam met die Here gestap. Hy het saam met die Here gestap. Mag ons almal soos Henog die pad saam met die Here stap. Mag ons die skoene aantrek by die Here vir ons gee die oggend om aan te trek en hy weet wat ons nodig. En mag ons dan wanneer hy voor ons staan, sê Here, in my krag is hierdie 'n mismatch. Maar ek weet wanneer ek op U vertrou, gaan Goliat val. Wanneer ek op U vertrou, gaan ons hierdie berg uit. Wanneer ek op U vertrou, gaan ons deur hierdie vallei. Hoe ver kan jy in die vallei van doodskade weer ingaan in die middag? Net afgaan. Maar dan kan jy weer uit. Hoe baie keer is ons al op pad uit in die vallei, ons voel droevig, blak, was ek saam met die Here stap. As ek saam met die Here stap, dan is sy teenwoordig die ding wat my aangaan. Soos Moses vandag wil ek vir jou sê, trek uit jou skoene. Trek uit. Trek aan die skoene by die Here vir jou gee. Want soos hy vir Joshua beloof het, elke plek as jy my skoene aantrek, ek vir jou gee. Elke plek waar jy jou voetspoel neersit, het ek klaar vir jou gee. En toe sit hulle die voetspoel neer voor water vir jou gee. Ja, kom kyk hoe breed was hy in die vloedtyd. Kom Gideon. Jy moet gaan lees. 1,6 km. 1,6 km. Toe hulle voete op aan hy Jordaan rivier se waters daai hulle gaan weer. Toe hulle om Jerigo loop, toe val die muur. Want die Here is getrou. Elke plek waar jy jou voetsool neersit, het ek klaar vir jou gegee. So kom ons trek elke dag nuwe skoene aan. En ons gaan die dag in met oortuiging in ons hart, met confidence, met moed en durf en dapperheid. Want ek weet, wat ek al voor my het, met die Here, wat vir my nuwe skoene gee, sal ons hierdie ding verkoop. Sal daar